Welkom by Gesonde Liggaam, Gesonde Gees, 'n splinter nuwe program en ek is baie opgewonde oor wat ons met julle gaan deel. Julle gaan nie net leer om na jou liggaam te kyk nie, maar jy gaan leer om meer te weet van jou liggaam, maar ook wat jou verantwoordelikheid is teenoor jou liggaam. Nou ek is Janine G en saam met my wat hierdie program gaan aanpak is Dr. Stefan Schoeman. Baie welkom en dankie dat jy ingestem het. Dankie Janine. Ek het so voorreg. Dis 'n groot plesier, ek het jou lekker 'n blik gedruk. Jy het eintlik 'n keuse gehad om nee te sê nie. Maar voor ons verder gesels, wil ek net vir julle vertel wie is Dr. Stefan Schoeman en ek gaan dit ongelukkig moet aflees want dit is 'n hele lang storie. Hy matrikuleer aan 19 moet ek sê hoeveel, aan die Hoërskool Brits. En hy gaan toe, tikkies toe, tiks of niks, biokinetika, fisiologie, microbiologie, dit is wat jy gaan swat het. Toe gaan doen nou neers en ek gaan dit in Engels lees. The health effect of circuit training on 20 cardiovascular patients. Nou ek weet wat se effek het circuit training op my en dis nie positief nie. En dan in 1988 het hy 'n meesters gedoen in die fisiologiese effek wat die ete en oefeninge op vetsug het. 1990 was sy hoofvak in fisiologie, menslike en dierevoeding en word hy ook 'n junior lektor by tikkies. In 1999 begin hy die eerste vetsug navorsingsinstituut in Suid-Afrika by TIKS. Dit wil gedoen wees. En dan het hy 'n doktoraal, ek gaan dit ook in Engels lees, Thermostability of probiotic bacteria and the advantage of liquid probiotic in 38 patients with a leaky gut. Okay, ek neem aan dis iets met daai botteltjie te doen. Maar leaky gut is nou nogal 'n hashtag trendwoord. Groot woord, ja. Ja, en ek het gesien in die goedjies wat jy vir my gestuur het, dit gebeur daar by die COVID ook, so dit het my baie geïnteresseer. Ja. En in 2002 het jy by Commonwealth Open University 'n interdissiplinêre doktoraal in microbiologie en voeding gedoen. Hy het 'n DE met MPASA, 'n dokter in natuurlike medisyne, en hy het sy eie privaat praktyk van 2001. So ek dink ons praat met iemand wat iets weet van wat hy mee besig is. Hy sê net alles uit sy duim uit nie. Maar jy het groot geword in Brits op 'n plaas en daar was jy 'n klein kannetjie en daar het jy die Here ontmoet. So hy sien net 'n deskundige in die mediese wetenskap nie, maar hy's lief vir die Here ook. En ek dink daai hele verhaal van hoe die Here vir jou geroep het om dit te doen wat jy vandag doen, is besonder. Maar vertel vir my, hoe was dit om op 'n plaas groot te word? Ag, fantasties. Ek wens so my twee seuns kom op 'n plaas groot geword het. Arm groot geword, maar is lekker. Almal was maar redelik arm. Ja. Almal het by mekaar gespeel. Jy klim op jou fiets. Jy ry 5-6 kilometer na jou naaste maatjie toe. Sure. Het saam met die beeswagtertjies gespeel. Dit was net iets anders. Dit was fenomenaal. Ek sou nooit 'n ander kinderlewe ooit wou gekies het as die swaar lekker kry ene nie. En dit laat mens waardeer wat jy het. Ja. En dit laat jou werk vir dit wat jy wil hê. Ek het byvoorbeeld wat ek graag halgeweer gehad het. En my pa sê ook daai land voor die huis is oop. Ek gaan nie nou iets op plant nie. En ek sit toe wart lemoene in en elke dag as ek van die skool af kom, skuif ek my pype en maak nat en ek het my wart lemoene gepluk en langs die pad verkoop. Wow. En ek het my halgeweer kontant gaan koop by die koöperasie. Sure. En Dis amazing. En dit was toe ek 14 jaar oud was. Ja. Jy verstaan, so daar's goed ook. Ek het ook elke keer as ek verjaar en sê ek my pa, ek soek nog 'n vers kalf. En ek het vir my kudde opgebou. Ja. En so het dit maar deel geword van wie jy is en as jy iets wil hê, dan kry jy dit vir jouself en jy werk daarvoor en jy gaan aan. Ja. En ek kan onthou my eerste stel spykerskoene. Dit was so iets besonders, 'n spesiale plek in die kas gehad. Want dit is bietjie moeilik om hekkies te hardloop kaalvoet. En jy was baie goed. Jy was 'n topatleet. Ek het lekker gesnol. Ek dink al snaar 7 vanaand in die skool. Sure. En toe het 'n oom by 'n begrafnis na my pa toe gekom. Toe sê hy vir hom,
bring jou seun, ek wil hom leer hekkies hardloop. Wow. En ek het, binne 'n kwessie van 'n maand, toe kon ek lekker goeie hekkies hardloop. En in standaard 9 het ek op SA's die SA rekord gebreek. Wow. En toe van daar af het dit maar net gegaan. In matriek het ek 34 skoolrekords gehad. Dit is net die een na die ander een. Ek kyk altyd net om my vir my 2 engele, goedheid en guns. Hulle volg altyd saam met my. En toe het ek 'n keuse van 4 universiteite gehad. Sure. Waarna toe kon gaan, almal as gevolg van atletiek, nie van akademie nie. Want ek het besonder gesukkel op skool. Wow. Ek het geweet ek is slim, maar ek was baie dom. En ek het nie van skool gehou nie. En ek was volgens die onderwysers woelig, maar ek het goeie maniere gehad en het altyd vir my gehou met ek goeie maniere gehad het, want my pa en my ma het by my ingedring. Goeie maniere kom altyd eerste en respek. Ja. Jy sê respek hê vir jou onderwyser en dit het ek gedoen, maar ek het swaar getrek. Ek het regtig swaar getrek. En toe ek kering kry vir medies by Tikkies, toe roep die hoof my in saam met die wetenskaponderwyser en die wiskundeonderwyser. En hy het vir hulle baie duidelik in groot Afrikaanse woorde verduidelik wat met my gaan gebeur in my matriekjaar. Okay. Ja, so Sure. ek het toe besef agterna jare later, eers selfs op universiteit, toe ek my vuis teen die muur stukkend geslaan het, my kop teen die muur stukkend geslaan het, om goed in my kop in te kry. Ek het ADHD. Maar daai tyd het ons nie geweet wat dit is nie. Maar ons noem amper ADHD soos in die Christelike kringe, waar ek van die Christelike kringe, dat dit eintlik nie bestaan nie. Dis 'n fopnuus of Nee, ek dink dit is hoe mense brein aan mekaar gesit is, nommer 1. Ek het 'n baie kreatiewe brein. Ek is baie meer kreatief gerig in my brein en my denke. En wanneer ek in 'n lineêre rigting gedruk word, funksioneer my brein nie daarin. dan gaan staan hy nie. Nee, ek byvoorbeeld dra 'n spesiale bril, 'n Irlen bril wat ligsensitiwiteit met wegvat, want die oomblik as bepaalde lig in my brein gereflekteer word, dan as amper of my brein op 'n werk. Ja. Sekere klanke sny my uit. So ek is baie klanksensitief. As ek sit en studeer, moet dit doodstil wees. As ek sit en lees, dan moet dit doodstil wees en die lig moet reg wees. Sure. So die bril het vir my absolute wonderwerk verrig en ek het hom eers verlede jaar gekry. So ons gaan nog oor daai een praat oor ADHD en kinders en ek verstaan. Ek sal vir jou vertel hoe jou kind is en jou kind is nie dom nie. Hy het absolute spesiale gawes. En soos ek op universiteit begin vorder het en begin my brein gebruik in sy uniekheid, het ek slim goed begin regkry. Sure. En die punte het begin kom. En unieke goed wat gebeur wanneer jou brein kry waar jy jou brein op die regte plek ontmoet. Ja, want jy sê op universiteit het jy daai vryheid gehad. Want jy is toe nou of nie meer deel in daai deel van hoe die weet die almal al die curriculum nie. Al die diertjies in dieselfde rigting, maar die diertjies is nie dieselfde nie. En dis die ding wat ons eintlik half die bus mis. Yes, my brein is soos Noag se arke. Okay, ons wonder waar is hy? En dan, maar 1 Timoteus 4 was vir jou baie belangrik. Toe jy klein of 'n jonger seun was. Ja, ek het net op universiteit gekom en op die atletiekbaan peerspies gereeld daar gekry. Nie een wat nou rugby gespeel het, sy pa peerspies die hekkies gehardloop het. Okay. En ons praat van Peer en van Ouboet. Ouboet is nou die jonger man wat die rugby gespeel het. En Peer was my hero want ek het hekkies gehardloop en sy laaste wedloop het ek reg langs hom gesak. En dit was my groot geweest. Wow. En hy het toe vir my eendag op die atletiekbaan gevra, kom braai asseblief vir ons vleis, ons by 'n mannekamp, ons wil 'n mannekamp begin by Mabula. Ja. En kom braai jy vir ons die vleis asseblief. Ek sê met liefde, ek hou van dien en ek hou van braai. So kom ons gaan. Ja. En om PD Leroux die kamp aangebied en hy het 'n besonderse boek geskryf van bevryding van die siel. En so
ek dink regtig Peri het baie groot insig gehad en hy was 'n man van God, verseker. Het die Here baie insigte vir hom gegee. En Neville Norden van Lewende Woord en Pierre en sy broer Dawie en ons hele klompie manne wat daar was en ek het chops gebraai. En so nou nog gaan luister ek steel ek ietsie daar by die deur dat ek net hoor wat sê hulle hardloop en dan draai ek weer die vleise en so aan. En die Saterdagmiddag tussen Peri Leroux, hy gaan 'n bietjie rus. Gaan julle in die veld en gaan sit daar in die veld dat die Here met jou praat. En ek het die ervaring gehad toe ek 12 jaar oud was, toe die Here met my toe ek op klipplaat gaan sit het, alleen in die veld. En toe sê hy vir my, ek is jou vader. Ek sal vir jou sorg, ek sal jou lei waar jy gelei moet word. Sure. Ek het nooit geweet Skus, dit is baie spesiaal altyd. Maar in elk geval. Ek gaan sit toe in 'n boom en ek sê vir die Here, ek is 'n baie praktiese mens. Sy gees het in die boom geklink toe hy Jesus wou sien. En ek sit in die boom en ek kry hierdie 1 Timoteus 4 vers 11 tot 16, ek weet nie wat daar staan. Klim uit die boom uit en gaan terugkom toe en Peri begin toe die middagsessie weer nadat hy gerus het. En hy sê voordat hy begin, roep aan mannetjie vir die vleisbraai. Die Here het vir my 'n droom gewys, ek moet hom salf. Sure. Wow. So, dis 'n unieke boodskap as jy hom wil Kom, lees, ek lees dit. dan sal gee jy... ek vir jou 'n oombliekie. Dankie. Instruct and teach the people all that I've taught you, and don't be intimidated by those who are older than you. Simply be the example they need to see by being faithful and true in all that you do. Speak the truth and live a life of purity and authentic love as you remain strong in your faith. En dis nou die TPT weergawe. Maar in die oorspronklike vertalings praat hulle ook van hande oplê. Ja, daarna later in vers 15 met die handoplegging van die ouderlinge word bevestig en daar het hy gekom en uit my gesalf en ek terug gaan braai. Ek het nie geweet wat hierdie gaan gebeur nie. Ja. Ek ken nie van hierdie goed nie. En ek het toe 25 jaar lank by Neville gedien in sy kerk en Sure. baie goeders het gebeur en van daar af het die Here my op ander paaie begin vat waar hy my wil hê, net soos hy my deur my akademiese pad gevat het, met baie verhale van hoe ek spesifieke goed bymekaar begin sit. Ja, want jy het gesê, jy het vir jou pa gesê, jy gaan nie medies swat om 'n dokter te word nie, jy wil 'n geneesheer word. Ja, en dit is 'n bietjie die dam onder, die bietjie die water geskit daar. Ja, medies begin swat en ek stap met die dag toe ons deur die mediese kampus stap met die oriëntering. Toe die groep al vir my begin wegloop, want ek stop by elke ding en ek lees en ek kyk en ek soek die Here se stem in die goed. En ek kom hier op 'n studie af oor Brits, my dorp waar ek groot was, se rioolwater wat omgeskakel word na drinkwater toe en die hoeveelheid estradiol wat voorkom in die water en verdere studies moet hierop gedoen word om te sien hoe dit vrouens hormoonvlakke kan verander deur die dorpswater te drink. Ek sê, wat? Maar toe trek hulle al hoe ver en net ek besef ek dink navorsing praat harder met my. Sure. In Augustus maand 84 toe sê ek my pa wil nie meer 'n dokter wees nie. Ek wil 'n geneesheer word. As jy nog nie dit reg kry op universiteit, ek sê ek gaan vakke vat en by mekaar sit soos wat ek dink ek moet wees. Ja. En ons sê altyd by God's grace. Ja. Het hy my gevat en mijn party dosente het ek 'n bandopnametjie geneersit en sê sy, is meneer Skuman se bandopname hier, dan merk sy my aanwesig en ek het guns. Al wat ek vir jou kan sê, ek het guns. Waar ek gegaan het, het ek guns. God het vir my deure oopgemaak en guns gegee en my gelei op 'n unieke pad. Ja. Maar ek dink is omdat hy 'n spesifieke doel het met jou, dat hy daardie deure oopgemaak het, want daar waar jy moet wees, sal hy laat jy groei. Verseker. En maar ek wil hê ons moet net vir die kykers verduidelik en sê, die hele idee agter hierdie program is om mense hoop te gee.
Verseker. Nie om mense 'n doodsvonnis te gee nie. Om jou liggaam werklik te verstaan soos wat die Here dit oorspronklik gemaak het ten opsigte van DNA, ten opsigte van dit wat jy geërf het, oorerflike goedjies. Dat ons dit verstaan, dat ons nie net goedsmoeds 'n antibiotika drink of dit doen of dat doen en dan het ons neeweffekte wat ons eintlik meer sleg aan ons doen nie. Ek wil jou aanmoedig. Ek wil regtig jou aanmoedig. Ons vra die Here se raad om soveel goed. Vra ook vir die Here om jou op die regte pad te lei, na die regte geneesheers toe. Die wat vir jou bedoel was om jou te help. Verstaan? En regtig daar is fantastiese dokters daar buite wat ook 'n passie in 'n hart vir die Here het en bid voordat die Here voor hy daai skalpel vat en verstaan. So nie alles is sleg nie. Nee, verseker. Laat die Here jou na die skoen toe vat wat vir jou voet pas. Wat jou persoonlikheid, jou ken, die Here ken jou mos man. Hy sê jy moet op die regte pad vat. Ja, en dit is nogal frustrerend om iets te gaan hoor en jy weet dit gaan nie werk nie of jy sien dit werk nie. Maar as jy verstaan, want ek was by hom en hy het dit vir my baie eenvoudig verduidelik en ek vertel dit vir my maats en vir my vriende, my pelle en hulle sê rarig, dit maak vir hulle sin. Die manier hoe jy dit aan my verduidelik het dit rarig my brein het oopgemaak, maar ek wil vir jou vra, hoekom het ons 'n verantwoordelikheid teenoor ons liggaam? Wat sê die woord? Die woord sê jou liggaam is 'n tempel. Okay. So ek het Januarie verlede jaar by 'n uitnodiging 'n pastoorvriend vir my se kerk gaan praat oor jou liggaam is 'n tempel. En ons moet kyk na tempel. Tempel is waar God woon. Dis groot. As hy sê jou liggaam is 'n tempel, dan moet jy weet dis 'n plek waar God woon. En as ons kyk na liggaam en gees loop saam. En siel. En siel, ja. Nee? Ja. Maar wanneer siel dryf die liggaam. Aan die woorde wil denke en emosies. Ek wil my neus vryf, dan reageer die liggaam. Verstaan? So die siel is eintlik in beheer van die liggaam deur sy wil denke en emosies. Ek is lus vir chocolates. Maar nou kom Romeine 12 vers 1 en sê renewal of the mind. Metamorfose van jou mind. Okay, so dit is my denke en emosies. Hierdie ding met metamorfose ondergaan sodat my liggaam ook metamorfose ondergaan. Sodat ek kan nee sê vir daai ding want ek het eers hier geleer om nee te sê vir daai ding. En daarom wanneer ons kyk na tempel, moet ons kyk na gees, die allerheiligste. Daar in die allerheiligste plek waar hierdie priester inkom in die tempel in eenmal 'n jaar, moes hy gereinig gewees het. Sy liggaam moet skoon wees, vlekkeloos. Sy siel, sy gedagtes, alles moet suiwer gedagtes wees. En hulle het 'n tou aan sy voet vasgemaak. As dit nie is nie, en die man dop 'n toets, dan sleep hulle hom in die tou uit. Verstaan? Ja. Ons doen baie toetse, maar daai was voor Jesus Christus gewees. In Christus is ek 'n nuwe skepsel. In Christus is die voorhangsel vir my geskeur en ek kan in my gees God ontmoet sodat ek kan hernuwing van my gedagtes kry, metamorfose van my gedagtes kry, sodat my liggaam ook in plek kan kom, sodat ek respek het dat hierdie is God se tempel. Hy moet mooi lyk, hy moet mooi versorg wees, hy moet lekker ruik en hy moet glimlag. En hy moet gesond wees. Verseker sal hy gesond wees. Maar ons weet nie hoe lyk hy binnekant nie, want ons sien nie. Behalwe dat jy kan sien jy's vet. Of jy sien jy het 'n droë vel. Nee, ek steur dis hoe dit is, maar jy weet nie altyd soos alles praat van kortison. Ag nee, kortisol. Of jy te veel van die goed of te min. Of jou hart klop nie so lekker nie. Of jy het suiker, maar jy weet dit dalk nie. Girls as jy 'n tube het, daar's dalk 'n foutjie daar. Maar tip wink wink. Maar of jy het 'n seer in jou skouer, maar dit
kruisverwys na iets anders, maar ons verstaan nie hierdie goeters nie, ons het nie die kennis nie, nou gaan ons en ons kry 'n dadelike ou pilletjie, en dan maak dit eintlik net erger. So wat's die oplossing? Verseker moet ons liggame leer ken. En jy weet, in die dae toe ek daar die leaky gut navorsing gedoen het, verhoogde darmdeurlaatbaarheid, Ja. was daar net, ek praat nou van die jaar 2000, was daar net 3 artikels wêreldwyd gewees rondom dit, nagenoeg. En toe het ons baanbrekerswerk gedoen. Ek het na Dr. Johan Dubuisson toe gegaan, wat Dubuisson se vennote daai tyd was. Ja. Hulle is nou vandag AMPAST. En Johan 'n fantastiese wetenskaplike, en hy het onder in sy huis 'n hele biblioteek gehad, en dan bel hy my op 'n Saterdag as ek kom kuier hier, so ek sien jy's weer besig om nonsens te praat. En dan sit ek daar en ons ruk boeke uit en ek stry. Maar dit is soos een mondeling op 'n ander een, want hy toets vir my en hy drill vir my. Ek dank die Here vir sulke mense wat hy oor my pad gestuur het. En ek en hy het toe die navorsingsstudie saam aangepak. Hy sê, jy het iets weet, maar dit moet bewys word. So alles was altyd wetenskaplike bewys. Dit wat jy sê, bestaan dit. En toe het ons reagens ingevoer van Engeland af, en hy het 'n masjien van Amerika af gekry. Ek het die reagens gekry, hy het die masjien gekry, en het ons toe hierdie toets gaan ontwerp, en dit het gewerk, en ons het dit bewys. En vandag kan jy ingaan op 'n Google soektog, en jy kan sit leaky gut, en daar sal seker 2, 3, 4.000, 20.000 artikels beskikbaar wees. So daar is massiewe hoeveelheid inligting daar buite beskikbaar. En bid en vra vir die Here om jou leiding te gee. Moenie net mislei word nie, want die duiwel het ook toegang tot die inligting. Moet nie daar begin lees en in vrees vasgevang word nie, maar as jy by 'n ding uitkom, en ek het al hoeveel pasiënte wat vir my artikel op die tafel neersit, dan sê ek dankie vir hierdie goud. Hierdie is baie oulik. Hierdie is fantasties. Of ek sê, gaan kyk op daai webtuiste, hierdie is 'n goeie wetenskaplike webtuiste. Hier het jy net 'n klomp nonsens vir my gebring. Hierdie, ek sien jy mandjie, hier gaan hy, en die hoeveelheid pille, al daai aanvullings wat jy daar is gelees, of gebou op daai waninligting, daar gaan hulle saam met dit. So, met die gevolg is, ons moet ons ore oopmaak vir inligting daar buite, en lees, en bou kennis op, en vra die Here om vir jou te wys, en pas op om self die diagnose te maak. En kyk, gesonde liggaam, gesonde gees, dit gaan hulle ook nou help. Ja, want soos ons nou in die volgende programme gaan ek die kykers leer om te gaan reg soek, reg kyk. Want daar's niks wat 'n dokter meer frustreer as sê, ek het nou gaan Google en toe sien ek nou hierdie. Ek kan al sien hoe elke dokter agter sy Nee, ek verstaan. hy hoor dit 1000 keer op 'n dag, en dan kom hulle met 'n klomp nonsens wat dan vrees wek, en dan kom daar ander siektes as gevolg van die vrees wat nie eers dit is nie, en dit bring 'n misleiding. Dit vat jou op die verkeerde pad. So die doel van die duiwel is om jou te mislei. Ons het dit gesien by die boom van kennis van goed en kwaad. Ja. Verstaan? Ja. So raai, waar is hy? Hy is die koning van Google. So pas op. Pas op vir sy boom van kennis van goed en kwaad. Laat hy jou nie in Babylon inlei en jy afvallig raak nie. So dit is nodig om jou inligting te toets en te verifieer by 'n kenner, by jou dokter, by iemand wat vir jou kan sê, hoor hier, nee, jy's op die verkeerde pad. Stefan, op daai noot het ons al ons eerste program nou opgeneem, en hy's gedoen en hy's gedaan. Dit is amazing. En ons gaan volgende week af vir julle bietjie meer mediese kennis en inligting gee oor verskillende temas, as ek dit nou so kan stel. Kom ons gooi die temas. Kwale, of maak dit temas. Kwale is nie die mooiste woord nie. Ja. Maar as jy 'n spesifieke vraag het, of jy wil hê ons moet oor iets spesifiek praat,
Stuur vir ons jou tema. Wat jy nou, jy weet, ek val heeltyd want ek het nie balans nie. Wat is die beroep? Wat ook al jy aan nou kan dink, stuur vir ons daai inligting en ons gaan 'n program volgens dit opmaak. En as jy meer wil weet van Stefan se produkte en waar jy hom in die hande kan kry, stuur ook vir ons 'n e-pos, maar ons sal al die inligting onder vir julle plaas en dan sien ek julle weer volgende keer. Totsiens. Fantasties.